The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. So daar was 'n hele tyd in my lang tyd in my lewe waar ek alleen gevoel het. Ek het gevoel die Here is nie daar nie, ek het gevoel waar is die Here? Soos verstaan, daar's baie goeters in my lewe wat gebeur het en ek het gesê, Here, maar waar is U in die situasie? En baie keer my familie het my soos ek moes afsny van my familie af. My ouers het ongelukkig so besluit na my ma se dood. En dit het my meer alleen laat voel. Ek het gewonder, wat is my waarde, wat is my identiteit? Ek verstaan nie. Ek het partykeer gevoel dat ek die Here wil los, want wat is my doel in die lewe? Partykeer as jy iemand het in jou familie wat onbetrokke is, dan voel jy, okay, maar ek's alleen in hierdie wêreld, soos, what's the point? En nou die tyd wat ek gegaan het vir elektriese kursus in Pretoria, het die Here baie deure vir my oopgemaak, soos ek het nie verstaan, ek het nie meer geweet wat se kant toe nie. Soos as die een deur oop is, dan sê ek, okay Here, maar wat is die volgende een? En ons die volgende een oop. Binne 2 weke het ek letterlik 13 van my mense ontmoet, dus ek soos, okay, wow. Want ek het vandat ek hier aangekom het, ek was 17 toe ek hier aankom, ek is nou 21, het ek gebid, ek het Here gevra asseblief, reunite my familie, ek soek my familie by mekaar, ek wil ook deel wees van die familie, ek wil nie hier outsider wees en alles nie, en almal het vir my gesê, hou net aan bid, en ek was soos, nee, ek weet nie, kom ons bid maar, kom ons kyk wat gebeur, en ek het maar die Here vasgehou, en was van, okay, cool, ons try maar dit, en toe ek nou Pretoria toe was, toe reunite die Here my met 13 van my mense. Dis net 'n miracle, soos binne 2 weke, verstaan. En net 'n getuienis op die gitaar actually. Ek het my eerste gitaar het ek gekoop vir R200 by 'n meisiekind wat haar gitaar gebreek het want sy was kwaad vir die Here. En ja, ek het hom gekoop en ek vir die Here gesê, Here, maar ek wil musiek maak vir U. Ek was 11 jaar oud toe sê ek, Here, asseblief, ek wil vir U begin werk, ek wil musiek maak vir U. Ek kon nie liedjies skryf nie om my lewe te red nie. En ja, toe ek basically as 'n, hoe kan ek dit sê, as 'n simbool vir die Here, het ek die gitaar gekoop. En hy het eventually gebreek, nou in Pretoria, en ek scroll toe op Facebook Marketplace, ek sê, Here, ek soek 'n gitaar. Soos, gee my net 'n gitaar, ek weet nie. En ek vra vir die Here, ek soek 'n gitaar vir my verjaarsdag. En op my verjaarsdag, eerstens ontmoet ek my familie, en tweedens gee die Here vir my gitaar. My neefie gee my gitaar, hy is van, okay, die gitaar is van God af. Dus dit was sy woord, hy het vir my gesê, dis nie van ons af nie, hy het 'n ander koevertjie vir my gegee en gesê, die is van ons af, maar die gitaar is van God af, hy het seker gemaak ek weet dit.
En ek het net, want ek het ook op stadium gevoel, maar moet ek worship, wat moet ek doen? En die Here het nou duidelik vir my kom antwoord, soos, just do it. Doen alles wat jy kan vir die Here. Okay. So ja, ek het basically try weghardloop van alles af. As ek voor crowds is, as ek sê, ek wil nie regtig voor crowds staan nie. Kom ek gaan staan daar agter. En ja, ek voel ek moet meer getuig, ek moet meer doen vir die Here. Maar die Here is besig met 'n interessante journey deesdae. Soos al die sendeling kursusse en goeters, en ek sê, Here, jy praat 100% met my. En in elk geval, so, ja, moenie weghardloop van die Here af nie. Die Here het 'n groter purpose vir jou as wat jy dink. Jy dink jy's hierdie nietige skepingkie en jy's net hier om te lewe en dan gaan jy eendag dood. Maar ons is hier om siele te wen vir God. Ons is hier om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Al is dit daai klein dingetjie wat jy doen. Onthou net die Heilige Gees en die Here kom laat groei. Ons hoef net partykeer die saad te saai en te sê, hoor jy dude, die Here is lief vir jou, of wat ook al die Here op jou hart plaas daai tyd. Ons hoef nie altyd hierdie groot woorde te hê om 'n verskil te maak nie. Okay. So ek wil net hier lees uit Romeine 8 uit. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Okay, so ons moet alle vleeslike dinge met ons af lê. As daar enigiets is in jou lewe wat jy voel op die oomblik, Here, maar ek moet actually werk hier aan. Al is dit 'n klein dingetjie, al het jy gelieg vir iemand oor 'n chocolate wat jy geëet het, of verstaan. Die klein goedjies raak groter, verstaan. En die Here wil hê ons moet daai klein goedjies met ons gaan af lê. Want daai klein goedjies kan maak dat ons 'n blokkasie teenoor God het. Okay, vers 2. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So, die mense in die ou tyd, in die Ou Testament het gelewe met die wet. Okay? Dit maak basically soos hulle het nie Jesus gehad as wat gekruisig het vir hulle nie. Okay? So hulle het gesterf met die wet. Okay? Jesus het gekom en hy het kom aan die kruis hang vir ons en hy het vir ons 'n pad gemaak na die hemel toe. Wat maak dat ons nie meer sterf nie, maar ons het actually 'n keuse. As ons sondig, kan ons sê, Here, ek is jammer, asseblief vergewe my, en dit is wit gewas. Okay, as jy sondig, Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Jy is nie niks werd as jy gesondig het nie. Baie keer as ons voel, okay, ek het nou gesondig, nou het ek sommer 3 trappies teruggetree. Maar eintlik het jy 1 trappie teruggetree en nou moet jy net vorentoe beweeg. Verstaan? Partykeer voel ons het nou gesondig en ja, nou kan ons met niemand praat nie en ons wil half wegkruip hier in 'n hoekie, want ek
ek's nou niks werd nie, ek's nie 'n koningskind nie, ek kan nie dit genoem word nie. Maar die Here wil vanaand vir julle sê, dat staan daaruit op. Al het jy wat gedoen, die Here is nog steeds lief vir jou. Die Here wil nog steeds jou sy kind doen. Moenie weghardloop van jou omstandighede af wat jy nou deurgaan nie. Vers 3 sê, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van ons sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. As jy aanhou sonde doen, dan gaan jy aanhou sonde dink. As jy aanhou mense van Jesus vertel, gaan jy aanhou mense dink aan, hey, wat kan ek volgende doen? Verstaan? So maak jou gedagtes vol van wat God wil hê vir ons. Okay. Ons moet actually mekaar begin bedien. Want ons moet soveel mekaar bedien dat ons kan weet van, okay, maar wat moet ek volgende doen? Dus wat's die volgende stap? In plaas van om net daar te sit en op TikTok te scroll, en meer TikTok te scroll, dis net 'n voorbeeld, en meer TikTok te scroll. Maar wat doen ons om mekaar te bedien met God? Maar dis baie van ons wat voel, okay, wat's die punt? Hoekom is ek hier? Kan ons nie 'n verskil in mekaar se lewens kom maak? Vers 6. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. As ons bly in ons sonde, is ons 'n vyand teenoor God. Jy dink, as jy aanhou sonde doen, môre vra ek net vir Jesus, jammer, en dan gaan ons aan. Dis nou, ek praat nou van moetswillige sonde. Dit wat jy doen, wat jy eintlik is van, Here sal nie eintlik omgee as ek dit doen nie. Jy is in vyandskap met God. In daai tye, as jy vir genade smeek, dan moet jy regtig vir genade smeek. Want ons kan nie net by God se voete gaan sit en sê, ag, Here, vergewe my sonde nie. Ons moet regtig opreg gaan en by God se voete gaan sit en, Here, ek was regtig verkeerd gewees. Help my. Ons wil nie vyande van God wees nie. Ons moet eerder vyande van mense wees, meaningly, nie people pleasers nie. As ons mense begin please, dan weet ons is op die verkeerde pad. Bye. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Okay. So ek wil dit by julle los. As ons God waarlik dien, kan ons lewe. Okay. As jy nou voel, jy moet aan iets gaan werk, asseblief doen dit. Die Here staan oop arms by ons, wees van asseblief kom net na my toe. Ek soek jou. Maar partykeer is ons van nog 'n dag. Nee, ons sal môre dit doen. Ons hou aan uitstel. Okay. So as daar enige een van julle is wat voel julle moet aan iets werk, kom asseblief vorentoe dat ons saam bid. Die res van julle kan gaan.
iets meer voor het vlek om bid. Ja, kalmte in my hart spoel. Here, ek kom bid vir Dwayne, Here. Here, daar waar hy kalmte in sy hart soek, Here, ons bid, Here, dat U net vir hom vrede sal gee, Here. Here, kom breek elke liewe ding, Here, wat maak dat hy kwaad raak, Here. Here, daar waar hy soms voel dat hy verwerp word, Here, kom bid ons teen dit in Jesus naam, Here. Dankie, Jesus, dat U net U vrede oor hom spoel in Jesus naam. Amen. Amen. Yes. Selfde om dit te wees. Okay. Here, ek bid vir Tiaan, Here. Here, daar waar hy voel dat dinge soms te veel raak en hy voel soms hy stagneer, Here. Ons kom bid, Here, daai frustrasie, Here, daai anger, Here. Here, kom bid teen dit in Jesus naam. Here, kom spoel U vrede oor hom in Jesus naam. Amen. Voor mij kan je bid laat my fondasie in Christus sterker sal wees. Okay. Here, dankie, Here, dat ons kan weet dat U is in beheer. Here, ons bid dat U net sy fondasie sal sterker maak, Here. Dat hy na U voete sal kom en dat hy meer en meer hongerte vir U sal kry in Jesus naam, Here. Dankie, Here, dat U net oor hom kom, dat U hom net 'n passie sal gee vir U werk in Jesus naam. Amen. Yes, I do. For my relationship to be stronger with the family. Family, okay. God, I pray for Hayden, for his relationship with his family. Thank you that you just provide. And everything, any bondages, we come and break them in Jesus' name. Thank you that you just put peace around the family, and where he feels that there's no breakthrough, that God, that you will just step in Jesus' name. Amen. Soek meer som. Asai. Here, kom bid vir Stefan, Here. Here, daar waar hy meer soek, Jesus. Jesus, dankie, Here, dat jy hom nou kom voltap, dat sy beker net nog meer sal oorloop in Jesus naam, Here. Here, ek bid vir olie, Here, dat hy brand sal wees, Here, en op en af sal spring vir Jesus gewoonlik, Here. Dankie, Jesus, dat sy beker net oorloop en dat hy net nog meer siele sal bereik in Jesus naam. Amen. Okay. Here, ek kom bid vir oom Royes hulle waar hulle op die pad is, Here. Dankie, Here, dat ons kan bid vir hulle veiligheid, Here. Kom plaas engele voor hulle voertuig in Jesus naam en dat hulle net veilig hier sal aankom, Here. Here, enige distracties, Here, kom breek ons nou in Jesus naam. En dankie, Here, daar waar hulle dalk moeg is, Here, kom gee vir hulle energie vir die pad in Jesus naam. Here, ek bid ook vir Annie Isabella, Here. Dankie, Here, vir haar genesing ten volle. Here, dat sy nou genees sal wees in Jesus naam. Dankie, Here, dat waar Ansri en Frans dalk moeg is, Here, kom wees by hulle, kom ondersteun hulle in Jesus naam. Amen. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.